Party mense is net anders. Jy sien hulle sommer op 'n myl ver. Nou sê jy dadelik anders op watter manier? Is dit anders op 'n goeie manier of anders op 'n slegte manier? Ek het 'n stukkie diplomatie afgesterf die laaste paar maande. Ek weet nie of dit iets te doen het met ouderdom nie. Die ouens wat bietjie ouer is as ek, met my asseblief help, dat ek net weet, is it me or is it you? Ek kom by die huis, stap by die hek in, en oor kan die pad, sit 'n ou in sy karretjie, hy draai die venster so ver af, en hy gooi sy chipsakkie so op die sypaadjie, en so, en ek reken toe, hy's anders. Hy's net anders. Iemand kom kuier by my, in die week, en ek het hom lanklaas gesien, en hy stap in, en ek het nie geweet hoekom kom hy my sien nie, maar hy stap in, met sy joernaal en sy Bybel, en onmiddellik besef ek, hy's anders. Ek dink nie, daar's mense wat beter is as ander mense nie, maar ek weet daar's baie mense wat anders is as ander mense. Party plebs, moet jy soos ek doen nou met die ouetjie oor kan die pad, ek het gereken is my plig, Bianca, om net te stap, my rug te buig, my stywe rug te buig, sy papier op te tel, te smile en te sê, I picked up your paper for you, God bless you. Die Bybel sê, julle goeie werke moet kole op die ongeregtiges se hoofde gooi, sodat hy julle goeie werke kan sien en God kan eer. Partykeer moet jy ouens net bietjie leer, hulle is net uneducated, sy pa het hom nie vinger gewys, sê jy mors nie so nie. Want as jy dit so doen, dan is ek seker by die huis is daar iemand wat jou vuil kouse agter die mond ooptak ook. Daar's net eenvoudig mense, as jy na hom kyk, dan weet jy, hy is anders. Sommige tot jou frustrasie en ander tot jou plesier. Maar hulle is anders. Ek en jy relate baie beter met mekaar as ons voel, ons is bietjie meer dieselfde as anders. En dan connect ons op maniere, en ek kan na Marcus kyk, daar's net iets wat ek sien vanmôre, jy sit in die passenger seat en jy laat haar bestuur. Ek wil net seker maak, jou lewensversekering is reg en in plek. Sy's anders. Mike Pence is anders. As jy na Mike Pence kyk wanneer hy op skerm is of op 'n onderhoud is, dan sien jy aan sy houding net, ek is anders. As jy wonder wie Mike Pence is, hy is die 48ste fisies president van die Verenigde State van Amerika. Hy het in die vorige termyn onder Donald Trump gedien. Hy's 'n prokureur by beroep. Hy is die voormalige senator van die staat Indiana. En hy sê hierdie, I am a Christian, I am conservative, in that order. Dit is die befaamde woorde van Mike Pence. I am Christian, conservative, en dan sit hy nou nog een by, and a Republican, in that order. Dis die mees quoted woorde van Mike Pence, die vice-president van VSA. As hy praat, dan hoor jy, hy is pro-family, pro-life, en pro-religious freedom. En as hy praat, daai ou praat politiek, Charlie, met 'n anointing. Jy het lus om amen te sê as hy praat. Hy's net anderster. En vanmôre se Bybelkarakter deel ek oor, want ons glean van hierdie ouens. Die woord sê dat alles in die woord is opgeteken vir ons lering en onderrig en teregwysing. En as ons na karakter soos vanmôre se karakter kyk,
dan gaan jou kop nou in elk geval dadelik net na 'n storie toe gaan, en ons leer net van hulle, ons kyk na hulle, ons sien die effek van hulle verhouding met God, en die anders om hulle en van hulle, en dan kan ek en jy by 'n plek kom waar ons ook kan sê, Here, maak my so bietjie meer soos daai ou, want ek sien hy is anders. Ek sê dit met groot liefde. As jy soos die res van Suid-Afrika is, soos die bulk van Suid-Afrika is jy respectful in die jam. Want die meeste mense is anders in hierdie. Hulle heg nie waarde aan elke dag lewe nie. Hulle heg nie waarde aan die voorregte wat ons geniet nie. Hulle heg nie waarde aan mense lewens nie. Hulle heg nie waarde aan die voorreg wat ons het om eenvoudig net God te kan dien eers nie. Want as Suid-Afrika dit 'n voorreg geag het om nog God te kan dien, en dit belangrik geag het, was hierdie kerk vanmôre te klein. En elke kerk in Edenvale en elke kerk in Suid-Afrika te klein gewees. Maar ek en jy, help my hier, ons is anders. You got that right. As jy jou Bybel het, sal jy saam met my blaai. Ons praat oor 'n ou wat op die ouderdom van 14 tot 17 min of meer in ballingskap weggevoer is, in 'n vreemde land groot geword het, geonderrig is in hulle opvoedkindesisteem, maar wat sommer net van die begin af tussen al sy landsburgers, die ouens van wie ons eintlik kon sê hulle is dieselfde. Verskoon my. Tussen hulle kyk die koning van hierdie vreemde land na hom en hy besef hy's anders. Toe die vuuroond warmer gemaak word, so warm dat die soldate die ouens wat nie wou rooi rok bokkie sokkie saam met die res nie, dat die wagte doodgebrand word, toe die res wys hulle is anders op hulle manier, toe's daar 4 ander wat wys ons is anders. En ek het 'n klomp jare terug, ek sê nou klomp, my gedagtes dien my regtig nie. Ek het gepraat oor saltsak, meelsak, appel, eenoog en Daniel. En ek het daai oggend het ek dit nogal gesê, ek is seker daar was 'n tyd toe die dromme speel en die fluitte blaas en die res van die crowd vinger in die lug. Toe sê Sadrag, Mesach, Abednego en Daniel sê hulle vir mekaar, staan. Wie onthou daai oggend? Ek onthou daai tone of voice, waar hulle vir mekaar gesê het, want die pressure is daar, almal moet buig. En hulle kyk na mekaar, en Gustav sê vir John, staan, ons gaan nie buig nie. Kan ek vir jou wat anders as vanmôre sê? Staan, ons gaan nie buig nie. Nee, ek moet staan. Ons gaan nie buig nie. En Daniel het die gesindheid van, al is ek die enigste een wat staan, I'm not gonna bow. Jy sien die wêreld leer ons hierdie ding, if you don't stand for something, you'll fall for everything. Lekker ou cliché daai. En ek dink ons het hom, maar die realiteit is so, Christen besigheidsman, dat alles en almal gaan jou pressure om iets onder die tafel te sit, of hierdie te doen, of daai te. Dis 'n skande voor God, dat ons kinders by 'n plek is, ek die weet nou net so oomblikie, want ek wil nie ons met hierdie goed sommer net reguit konfronteer. Ons kinders is in 'n ongemaklike posisie, waar 'n kind nie op 'n wettige manier 'n lisensie kan kry nie, want hulle sal hom dryp en hom 7 keer laat teruggaan. Hulle forceer dit, hulle gemanipuleer die stelsel so, dat jou kind R5,000 moet betaal onder die tafel, sodat hy net gou sy lisensie kan kry. Voetsek Satan en jou system. Dis die wêreld waarin ons lewe, ouens, dat die stelsel word so gemanipuleer, dat goeie mense uiteindelik maar net sê, dit duiwel daarmee laat ek net betaal. Want ek gaan nie my kind weer deur hierdie gemors sit nie.
Dis die Satan en hierdie wêreldse stelsel waar binne ek en jy lewe. Maar ons moet vanmôre vir mekaar sê, ons is anders. Ons is anders. Daniël is 68 jaar in ballingskap ten tye van dit wat in Daniël 6 gebeur. As jy nog nie opgesaai het nie, vanmôre kan jy dit nog doen. Vir ons Openbaring reeks, 6 weke, sondaande 5:00 tot 6:30. Dit gaan vir jou 'n groot blessing wees en verseker gaan hierdie karakter se skrywes opgehaal word want ons baie profetiese sinkronisasie tussen Daniël en Openbaring. So, sign up. Nou, ten tye van Daniël 6 waaruit ek gaan lees, is Daniël reeds 68 jaar in ballingskap. Hy is omtrent 85 jaar oud. Ons lees nou hierdie en dan dink ons aan Daniël, hulle was jong manne, hulle het nee gesê vir die koning se lekker kos, hulle het voor die oond gestaan, gesê nee, ons gaan nie buig nie, en dan dink ons, hy was 'n spring chicken. In Daniël 6 was Daniël 85 jaar oud gewees. En ek gaan sonder my bril glad nie regkom vanmôre nie. As jy vinnig vir my op my desk sal help asseblief tog. Ek wil jou graag saam met my vat. In hoofstuk 6 vers 3, ek gaan nou vir jou lees wanneer ek 'n bril het. Wil iemand vir my hulle bril leen? +1 asseblief. Wanneer hier's een Hendrik, is dit 'n +1? Nee. My arms is nie so lank nie, my arms is kan jy glo? Kom ons probeer. Maar ons is anders. My broer. Nee, genade. Ek weet ek kan nou amper so seksie soos jy wees, maar hy gaan nie werk vir my oë nie. Jy sien, ons is op baie maniere is ons anders. In hoofstuk 6 vers 3 is dit interessant dat daar's 'n klomp van die belangrike ouens in Babylon wat 'n vendetta het teen Daniël. En hulle sê toe vir mekaar, ons moet iets kry, ons moet rede kry, wat ons hierdie ou net kan elimineer. Want hulle het na hom gekyk, besef hy is anders, en vir hulle self gesê, hierdie foreigner is 'n bedreiging. Ek gaan vir jou sê, en ek kan al 'n bietjie backlash kry oor hierdie een, ek gaan vir jou sê, hoekom foreigners in Suid-Afrika 'n bedreiging is. En baie gaan nie hou van wat ek nou sê nie. Maar weet jy wat? Hulle kan werk. Sê nie wat jy wil. Dis nie 'n etniese verwysing nie, dis 'n eenvoudige observasie. Dis 'n ingesteldheid, dis 'n vorm van logiese denke rondom prioriteite en ons doen net partykeer goed anders. Ek weet nie hoekom dit so werk nie. Ek probeer dit regtig met liefde uitfigure. Want ek probeer verstaan hoekom Malawi kan skoon wees in Suid-Afrika nie. Duidelik is hulle anders. En in Daniël se geval het hy hierdie krisis waar hy in hierdie vreemde land na 68 jaar in ballingskap absoluut vertroud met kultuur en taal en ekonomie. Hy's geskool in alles. Hy's op daai plek waar die koning doen niks sonder om vir Daniël te raadpleeg nie. En sy klomp die locals rondom hom kyk na hom en sê, hierdie foreigner moet ons op 'n manier uithaal. Persecution. Kan ek vanmôre vir jou sê, daar's nie 'n manier wat ek en jy vir mekaar sal sê, staan en nie gepersecute word nie. In jou werkplek, wanneer jy staan vir wat reg en goed en mooi is, gaan hulle vir jou druk, hulle gaan druk op jou sit. Dis tragies dat, en ek sê hom nou sommer net soos wat hy is, of daar's 'n paar van hulle wat nog vanmôre gaan kom. Dis tragies dat in die korporatiewe wêreld is daar 'n kultuur, as jy saam met die baas drink, as jy in, as jy nie saam met die baas drink nie, is jy nie in nie. Waar in jou lewe? For crying out loud. Ek dink in elk geval 'n baas is half van sy loetjie getik as hy sy staf op 'n Vrydagmiddag laat drink en dan dink jy hulle met 'n spitsverkeer huis toe gaan. Jy dobbel met hulle lewens. God moet jou help. Jy gaan eendag voor die Here staan en antwoord gee oor wat jy gedoen het. Kan iemand net sê preach it as it is asseblief. Wil my net help hierop.
Maar in vers 3 sê die woord, they tried to find grounds for charges against Daniel. Die amazing ding is, as jy vers 5 lees, dan sien jy, dat daar was 'n stuk integriteit aan Daniel gewees, wat ongeëwenaard was, en dit was eenvoudig hierdie goed wat hom laat uitstaan, en hulle besef, hy is anders, alwaarop ons 'n spyker in sy doodskis gaan kap, is hierdie. Hoor hier, wat sê hulle in vers 5? We will never find any basis for charges against this man, Daniel. Hoor hier, unless it has something to do with the law of his God. Dis wat hom onderskei het. Hy is so toegewy aan God, dat hierdie ouens besef, daar's niks in sy lewe, niks in sy doen en late, wat ons hom oor kan penaliseer, of om kan volgens vers 3 persecute nie. Daar's niks waaroor ons charges kan bring. Die enigste ding wat ons 'n klag oor kan bring, is hoe hy sy God dien. Ek kan ek sê weer, sê dat ek hier is? Daar's party Christene, ne? As ons hulle moet aankla vir Christenskap, gaan daar geen evidence wees dat hulle Christene is nie. Jy moet nou einde of amen sê asseblief. If a charge is brought against you, that you serve God diligently, will there be evidence? En gaan hulle op grond daarvan sê, hy is anders. Ja, hy is anders. Ja, sien die gemors is, ons is nie beter nie, ons is anders, ons ryk anders, doen anders, praat anders. Vers 10, so hulle het hierdie vendetta teen hom, vers 5 sê hulle vir mekaar, ons sal met oor sy godsdiens 'n aanklag teen hom bring, en hulle bewerk dit so, en jy onthou daai verhaal, dat hulle manipuleer en beïnvloed die koning, dat hy 'n decree uitreik, dat niemand enige ander God mag aanbid, as net die gode van Babylon nie. En Daniel, in die rang waarin hy is, sit by 'n plek waar hy 'n keuse moet maak. Sien, hierdie is 'n eenvoudige ding. As jy wil anders wees, moet jy keuses maak. En is nie altyd maklike keuses nie. En Daniel het in daai bakoond van omstandighede het hy 'n keuse, wat gaan ek doen? Vers 10 sê, now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room, where the windows opened toward Jerusalem. Net 'n praktyk, nie 'n leerstelling nie, asseblief onthou jy hoef nie Jerusalem baards te bid nie. 3 times a day, he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. En al wat hy vir alles en almal om hom sê is, ek is anders, like it or not. Ek gaan net aanhou om God te dien. Toe ek hierdie lees, toe wonder ek net, en ek spekuleer net, dit het amper 'n no-go topic geword. Ek wonder hoeveel mans en vrouens wat in ons parlement sit, is diep down in hulle harte kinders van God, maar hulle sê niks. Vrouens moet ons bid. Ja, ek sukkel met daai skrif wat in Romeine sê, bid vir julle regering. Party daar sukkel ek weet nie. Ek hoop jy bid nog. Gustav, wat bid jy? Ek bid dat hulle Jesus ontmoet. Bid dat hulle Jesus ontmoet. Gaan kyk in lande waar die president uitgesproke op elke publieke platform is oor sy verhouding met God. Gaan kyk hoe gaan dit daar. En Daniel, soos wat sy gewoonte is, gaan in sy bokamer in, maak die venster oop, bid in Jerusalem se rigting, 3 keer 'n dag. Ek kan nou gaan lees, daar's 'n paar amazing goed. Ek wil net hê jy moet saam met my oomblik jou verbeelding gebruik rondom hierdie. Ons weet dat in die hemel, as jy die woord lees, dan is die hele fokuspunt
is God se troon. Daar's hierdie vlakke van kristalvloere, wat as jy deur daai kristalvloere kyk, dan sien jy die troon van, en die woord sê, dis die troon van genade. En die hele fokuspunt van die hemel is aanbidding. Die woord sê dat die serafs vlieg rondom die troon van God. Hulle het 6 vlerke. Met 2 stelle vlerke maak hulle gesigte toe, met 2 stelle vlerke maak hulle voete toe, en met die 1 stel vlerke vlieg hulle. En hulle roep rondom God se troon, heilig, heilig, heilig is die Here. Soveel dat die woord sê, dat die fondasie van die hemel se troonkamer skud, van die geklank daarvan. As jy gedink het, Gustav is bietjie loud op die worship, you ain't seen nothing yet. Ek is inteendeel bietjie kalmer. Julle moet weet, as ek daar staan, daai is 'n houtboks. Hierdie is konkreet. As ek hier staan, kan ek spring. As ek daar staan, dan is ek bang ek val deur. Maar in my aanbidding is hy die fokuspunt van my aanbidding, en dis hoe dit in die hemel gaan wees. So prepare yourself for a long worship service, man. Ons gaan lang. Stel jouself 'n oomblik voor. Daar's 'n breek. En die engele staan saam. En die een sê vir die ander, Daniel. En die ander engel sê niks. Hy sê net, Daniel. Derde een, Daniel. Hey. Daniel. Weet jy dat Daniel was bekend in die hemel gewees? Inteendeel, hy was gerespekteer in die hemel. Man, en toe ek hierdie lees, sê ek, Here, sal U my genade gee? Dat as die engele na my kyk, en my naam dalk in die gange van die hemel gefluister word, dat een van hulle sal sê, Charlie. Hoor jy wat sê die woord? Verskoon my, ek soek na daai spesifieke vers. Daniel answered, nee, dat is te ver voor. Die engel wat na hom toe kom. As jy my vergewe, help my gou met die vers waar die eerste engel hom besoek. Ek het nou in een Bybel geprep en ek preek uit 'n ander een uit. Dis in vers hoofstuk 7. Ekskuus tog, dis in hoofstuk 10. Hoor hier, ek spring na 4 hoofstukke. Hierdie is waar dit gesê word. So ek gaan nou terug Daniel 6 toe na daai verloop van die verhaal. Hy sê, a hand touched me and set me trembling on my hands and knees. And he said, Daniel, you who are highly esteemed. Toe ek het lees, ek soos, waar word daar na Daniel gekyk en van hom gepraat? En daar soos, hey, Daniel. Hoor hier, hoofstuk 10 vers 18. O man, highly esteemed. Ek kan jou waarborg, dit was nie net in Babylon, waar hulle na Daniel gekyk het en gesê, Daniel nie. Die engel van die Here besoek hom, en hy sê vir hom, highly esteemed. The word in the heavenlies about Daniel was that he was different. Julle ken die hele verhaal.
So ons sien persecution, ons sien sy integriteit, hulle kon niks verkeerd kry teen hom nie. Ons sien hoe hy net steadfast is in sy commitment en hy bly bid. Ek gaan nou na vers 21 toe gaan en net vir jou iets deel oor God se verlossingswerk oor hom. Ek wil net 'n oomblik met jou praat oor commitment. Dis nie een van daai temas wat baie gewild is as 'n pastoor net daaroor praat nie. As 'n pastoor committed is en verstaan dat God jou aan hom toevertrou het, dan dink ek dis belangrik dat as hy committed is, wanneer jy gewoonlik by kerk is en jy is dan nie meer by kerk nie, dan dink ek 'n committed pastoor sal 'n boodskap stuur. Wat dink julle? Sê, hey, ek het jou gemis. En ek doen dit, julle weet dit. 'n committed pastoor, dink ek, as dit dan nou aangaan, dan gaan jy weer message en ek dink 'n committed pastoor sal sê, hey, ek mis jou, is jy alright? 'n committed pastoor bid vir die wat die Here aan hom toevertrou het, of hy nou in die kerk is of nie in die kerk is nie. Nou, stem julle saam. Daar is 'n given. Daar is nie preferential treatment nie, hy bid vir die ouens. Dis amazing hoe die Heilige Gees werk met daai goed spesifiek. Dat daar's ouens wat hier op my hart sit, dan bid ek, kry 'n skrif, bel. Weet jy wat sy antwoord dan? Dis presies wat ek nou nodig gehad het. Party ouens, as jy 'n committed pastoor is en jy message 'n derde, vierde keer, dan is een van die, dis nie 'n lekker respons nie. Dan sê iemand, ek voel al so skuldig. Nee man, asseblief. Dis nie hoekom ek dit doen nie. Ek gee om. 'n committed pastoor, stem julle saam, sal al daai goed doen. Weet julle wat? Vir 'n committed lidmaat sal dit nie nodig wees om al daai goed te doen nie. Hoofstuk 6 vers 21. Daniël spandeer die nag in die leeukuil, sy lewe word bedreig. Die koning kon nie op sy koninklike dekree terugdraai nie. Want 'n koning backtrack mos nie. Hy moet sy image spaar. Hy kan nie vandag een ding sê en môre 'n ander ding doen nie. En hierdie klomp rakkers wat anders is, manipuleer die koning. Die bevel word uitgereik, niemand mag gaan bid nie. Maar hoor hier, binne in hierdie krisis, openbaar God homself. Daniel answered, dis nou nadat die koning roep. Ag, ek moet daai vir jou lees, net is 'n beautiful vers daai. At the first light of dawn, the king got up and hurried to the lions. When he came near the den, he called to Daniel in anguished voice. Daniel, hoor hier ouens. Omdat hy anders is as die koning by 'n plek, ek praat van dieselfde koning wat die musiek laat speel het, die poppe laat dans het, die vuur warmer gemaak het, en vir almal gesê het buig. Hy sê, servant of the living God. Wanneer jy anders is, en wanneer jy staan, wanneer alles en almal rondom jou buig, gaan na 'n plek kom, in 'n tyd kom, waar mense na jou gaan kyk, en weet, dat jy dien 'n lewende God. Mag die Here my en jou help. Has your God, whom you serve, continually been able to rescue you from the lions? Pause. Stilte. Oh. Kan jy imagine die koning se spanning in daai oomblikie wat hy roep hier in die leeukuil af? En daar so 'n breekdeel van 'n sekonde. O Daniel, die stories wat ons oor Daniel en die leeukuil opgedis het, toe ek 'n sonnaskoolonderwyser was hilarious.
Ek oordryf nie altyd nie, maar ek belowe toe ek 'n sonnaarskoolonderwyser was en Daniel en die leeukuil was ter sprake, het ek vir hulle vertel hoe Daniel in hierdie vet ou leeu mannetjie se maanhare vir hom so kussing geprop het en net gelê en slaap. Daniel answered, O king, klein lettertjie, live forever. My God sent his angel, and he shut the mouths of the lions. They have not hurt me, because I was found innocent in his sight. Innocent in his sight. Kan ek vir jou sê, jy leer nie integriteit nie, jy bekom nie innocence wanneer jy in die leeukuil is nie. Jy bekom integriteit, die ander syd van jou word onderskei, wanneer jy iets eenvoudig doen, soos om nie te buig wanneer almal buig nie, en wanneer jy bid, wanneer niemand anders bid nie. Vers 21 spel net, deliverance, deliverance, deliverance. The king was overjoyed and gave orders to lift Daniel out of the den. And when Daniel was lifted from the den, no wound was found on him because he had trusted in his God. Nog 'n eienskap? Geloof. So hy buig nie wanneer die ander buig nie. Hy bid wanneer niemand anders bid nie. Hy handhaaf sy geloof in God selfs binne in die leeukuil. Vers 24 is nogal shocking. Maar ek highlight hom want dieselfde God wat jou oorwinning gee, dieselfde God wat jou vry maak, dieselfde God wat jou uit die den van die leeu's uithaal, is ook dieselfde God wat met jou vyand deel. Moenie vir een oomblik dink dat God nie sien wanneer jy onregverdig behandel word nie. Moet vir een oomblik nie dink dat God nie sien wanneer jy deur die omstandighede van die elke dag lewe as gevolg van die wêreld en sy stelsel in 'n drukgang is nie. As 'n ander preek vir 'n ander dag. Hoor hier wat sê vers 24. Ek like dit. Hoekom like jy dit, Gustaf? Want ek dink partykeer in hierdie wêreld kom payback heeltemal te stadig. Ek like dit. Ek like dit. Ek wil vir julle 'n storie vertel, maar ek is bang julle gaan die stukkie sarkasme en want die Bybel sê moet jy nie verheug oor die ondergang van die goddelose nie. So ek sal nou net daarby bly. Jy maak 'n stem te doen. Ek is seker julle het ook al goed gebeur en dan wil jy ook sê, kry vir jou katvis. Ja, hoor hier wat gebeur. At the king's command, the men who had falsely accused Daniel were brought in and thrown into the lion's den along with their wives and children. Ek gaan 'n oomblik hier pause. Die nuwe verbond sê dat die tyd het verbygegaan waar die kinders suurdruiwe eet en vir die ouers suurdruiwe eet en die kinders se tande stomp raak. Want die nuwe verbond het in werking getree. Met ander woorde, as jy deel is van die nuwe verbond, is daar nie generational curse nie. Kan ek jou 'n rude awakening gee? As jy nie in die nuwe verbond is nie, is generational curse 'n absolute 100% bewysbare feit. The ungodly, their children are bearing the punishment for their ungodliness. As daar een ding is wat 'n pa of ma moet motiveer om reg te lewe en reg te doen, is dit for crying out loud net jou kinders. As baie pa's en ma's wat verkeerd gedoen het vir die laaste 20, 30, 40, 50 jaar. En ongelukkig met die kinders met daai gebakte pere deel. En presies dit gebeur hier. Lees jy dat die vrouens en die kinders deel gehad het aan hierdie ongeregtigheid? Nee. Pa's het hom vals beskuldig. Ek gaan 'n oomblik hier stop in die lig van daai
afgode wat geraadpleeg word vandag. Ek wil graag hê jy moet saam met my 'n geestesbeginsel uitoefen. Jy weet, as 'n vloek uitgespreek word, dan kanselleer ek die vloek deur 'n belydenis. Jesus het 'n vloek geword, so geen vloek wat die vyand op my uitspreek, het krag nie. Die krisis is, jy moet dit onthou. En vir daardie rede moet jy oor jouself bely, dat daai vloek rus nie op my nie. So kan ons vanmôre net 'n oomblik pause, en op grond van die autoriteit wat Jesus ons op die kruis gegee het, weerstaan en kanselleer ek elke vloek wat as gevolg van die ongeregtigheid van die leiers van hierdie land my lewensruimte kan beïnvloed. Ek verbreek dit in die naam van Jesus en ek bely dat ek is deel van die koninkryk van God en dat die seën van die Here rus op my. En die woord van God sê in Psalm 1, alles wat ek doen, voer ek voorspoedig uit. En ek verklaar dat Jesus is koning van my lewe en hierdie wêreld en sy onderdane, hulle kan maak net wat hulle wil. Ek is deel van 'n koninkryk wat nie geskit sal word nie. So hoekom verbreek jy vloeke? Dat die duiwel dit kan weet? Nee, dat jy dit kan weet. Jy maak daai verklaring en jy besef, en jy staan op die autoriteit wat Jesus vir jou bewerkstellig, dat ek is nie onder die vloek nie. Ek gaan kan ek hardie sê? As politici wat eendag voor die troon van God gaan staan en gaan antwoord gee oor elke aborsie. Gustav, verstaan jy nie Meriete nie, verstaan jy nie? Absoluut. Ek gaan nie alles en almal onder dieselfde kamp skeer nie. It's amazing dat ons beskerm diere, maar ons beskerm nie mense nie, né? Unreal. Ek lees vir jou verder net om ek het kalmeer. Daniel were brought at the king's command, the men who had falsely accused Daniel were brought in and thrown into the lion's den, along with their wives and children. And before they reached the floor of the den, the lions overpowered them and crushed all their bones. Ag, Gustav, hulle het nie vir Daniel gevat nie, want hulle was versadig gewees. Lees verder jou Pisang. Lees verder. Weet vir baie ouens wil ek daai sê, lees net verder. Daar's ouens wat op Instagram preek en kry hulle 5000 likes, dan wil ek net sê, lees net verder jou Pisang. En jou volgelinge wat ook sê, wat like druk, maar hulle is net so stupid as jy. Lees net verder. Satans. Jy weet, daar's ouens wat in COVID goed gepreek het, wat hulle tot vandag toe nie repent het nie, hulle preek al weer rond. Ek gaan hulle eendag vra, wanneer het jy repent daaroor dat jy mense laat blikkies kos koop het en in gate wegkruip, want dis die einde van die wêreld. Ai. Ek praat met 'n goeie vriend in die week. Iemand te wie ek massiewe respek het. Hy is deur die lewe, ons praat van been there, done that, got the t-shirt. Hy is die personifikasie van been there, done that, got the t-shirt. Ek gaan nie sy naam noem nie, maar ons is, as ek kan sê hoe lank is ons vriende, gaan 'n klomp ouens puzzles by mekaar sit. Dan gaan julle weet wie sy. Ons ken mekaar van toe ek nog 'n ketting in my sak gedra het. Hy sê hierdie amazing ding, hy sê, hy het in sy lewe 'n les geleer, dat wanneer jy besluit neem, wanneer jy by daai punt van besluitneming kom, is dit asof daar iets in jou hart en in jou gedagtes en in jou lewensruimte gebeur. Dis asof die Here en die hemel dan in aksie kom, maar solank as wat jy in 'n tyd is van indecisiveness, dan is dit asof goed stil staan. Het jy dit al beleef? Jy weet nie wat moet ek doen nie, en nou is dit soos, kom aan, die ouens met eie besigheid, waartoe nou? Hoe nou? Hierdie rigting, daai rigting, moet ek die, moet ek nie die nie? En hy raak hier 'n ongelooflike wyse ding kwyt. Hy het nog iets gesê en ek het dit neergeskryf. Jy sien jou oor, kan ek jou met liefde aanmoedig? Jou ore moet oop wees.
in elke conversation oor wat sê die Here nou vir my. Ons lewens is so besig. Ek vertrou jy verstaan dat God praat met ons primarily hier. Maar man, ons moet as jy 'n ingesteldheid het, permanent, van Here praat met my, wil ek jou beloof, die Here gebruik jou kleinkinders, of die kassiere by Checkers. God praat aanhoudend, ons luister net nie altyd nie. It's amazing. Hy sê hierdie ding, hy sê, wanneer jy by 'n plek van besluitneming kom, is dit asof die ratte net begin draai, en God begin werk. Kan ek vanmôre net prediker wees in die lig van Daniël 6? Wil jy nie vanmôre net vir 'n begin, oor jou verhouding met die Here, en oor jou lewe, en oor jou toekoms, 'n besluit en sê, soos Daniël, gaan ek ook net die Here dien nie. I'm just going to be different. Dit vra so min. Net nie buig wanneer al die ander buig nie. Wanneer niemand bid nie, dan bid jy. Dis die twee goed. En wanneer ander met vrees en twyfel loop, dan loop jy met geloof. Daar is die drie goed wat uitstaan in Daniël. Hy was committed, hy het gedoen wat hy aanhou doen het, en hy loop in geloof. En hy sien deliverance uit die hemel uit. En God kom deur vir hom. So neem 'n besluit. Sê saam met my, man, ek gaan net die Here dien. Hoor hierdie ander mooi ding. Hierdie was 'n CEO van een van die grootste maatskappye in Suid-Afrika en inteendeel in die wêreld. Sê hierdie: what you do while you don't know what to do is very important. En ek kom herhaal. What you do when you don't know what to do is very important. Daniël het nie geweet hoe om hierdie decree en alles wat daarmee saamgaan en die bedreiging wat dit ingehou het te navigate nie. So what he did when he didn't know what to do was important. Wat het hy gedoen? Hy het gebid. Hy het nie geweet hoe om hierdie situasie te navigeer nie. En binne in dit besef hy dat wat ek doen wanneer ek nie weet wat om te doen nie, dis baie belangrik. So kom ek anker net en ek kon ek konsolideer en ek doen net hier nou wat ek moet doen. As jy uitdagings het en jy weet nie wat om te doen nie, is jy in 'n baie belangrike tyd. Baie belangrike tyd. Sien, in die wêreld is mense in krisis. Weet jy, in die 60s, 70s, toe met die industriële revolusie, toe vervang robotte baie mense in die fabrieks, nywerheidssektor. Want nou doen 'n robot mense werk. En die woord was toe, upskill. Pas aan. Toe word almal accountants en HR managers en bietjie later toe word ons programmers. Nou is daar ouens wat gevaar loop want ChatGPT kan nou 'n beter webwerf bou dalk as wat jy kan. Dis tyd vir verandering. Dis tyd vir verandering. Hierdie is die wonderlikste. Wanneer ek nie weet wat om te doen nie, en dan die regte goed doen, dan weet ek dat God kom vir my deur. Kom ons bid saam. Here, vanmôre is ons harte oop, ons gedagtes is oop. Ons bely dat ons U nodig het. Daniël kon aan die feit dat hy saam met sy volk as gevolg van sy voorgangers se ongeregtigheid in ballingskap weggevoer word. As 'n gevangene kon hy niks doen nie. Maar binne in ballingskap, Here, omdat hy anders is, dink hy anders, doen hy anders, bid hy anders. En ons sien die resultate. Here Jesus, dankie dat U gekom het
En toe ons ook in die leeukuil verdoem was van sonde, het U ons ook kom red. En U het hom wat rondloop soos 'n brullende leeu en kyk wie hy kan verslind. U het oor hom verklaar op Golgotha, dit is volbring. En U het elke vyand uitgekleef. Vanmôre staan ons nie onder in die leeukuil nie. Ons staan in oorwinning. En al weet ons nie in elke situasie wat om nou te doen nie, weet ons dat om die regte ding te doen is nou baie, baie belangrik. So Lord, my prayer for my friends, and I include myself, is like Daniel, Lord, let there be no reason, let there be no basis for accusation against me. If they have to charge me with something, let it be this, that I'm devoted to God. I'm dedicated. Lord, help me to pray when no one else is praying. And by your Spirit, help me to keep the faith when everyone else is living in fear. Because faith and fear don't mix. I pray for each Daniel in this house, Lord, that will see the deliverance of God. That like the king of Babylon, everyone around us will be filled with awe, and that they will have to recognize that truly, God, you are God. Daniel, you serve the living God. He has saved you. Ek bid Here dat ons lewens 'n getuienis sal wees hiervan, dat ons dien 'n God wat lewe. Want as jy saam sê, kan jy amen sê. God bless you.